Vandag gesels ons oor 'n mediese toestand wat jaarliks duisende mense affekteer en dikwels heeltemal in stilte. Diep venose trombose, of soos ons dit ken, DVT. Dis 'n verrassend algemene en ernstige risiko wat baie van ons dalk nie eers besef ons loop nie. En om dit in perspektief te plaas, kyk net na hierdie getal, 900 000. Dis die beraamde aantal jaarlikse gevalle van venose tromboembolisme. Dis die oorkoepelende term in die Verenigde State alleen. Dis 'n eislike syfer wat wys presies hoe wyd versprei die probleem regtig is. En weet jy, hier is nie sommer net nog 'n statistiek wat iewers in 'n mediese verslag weggeraak het nie. Nee, die probleem is so ernstig dat dit aandag op die allerhoogste vlak gekry het. Wanneer die Amerikaanse chirurg-generaal 'n amptelike oproep tot aksie uitreik, dan weet jy, dis 'n saak van nasionale belang. So, met 'n bedreiging van hierdie omvang is die vraag, wat doen ons daarin? Wel, hier's die goeie nuus. Hierdie toestand is dikwels voorkombaar. En die heel eerste en seker die kragtigste stap in daardie rigting is doodgewoon kennis. Goed, so wat presies is hierdie VTE? Dink daaraan as 'n sambreelterm. Onder daardie sambreel kry jy DVT, dis 'n bloedklont wat tipies in 'n diep aar in jou been vorm. Maar die ware onmiddellike gevaar, dis wanneer 'n stukkie van daardie klont afbreek, deur jou bloedstroom reis en in jou longe vassit. Dit word 'n pulmonale embolisme of POE genoem en dit kan absoluut dodelik wees. So die natuurlike volgende vraag is, wie loop die grootste risiko? Want, soos die data vir ons wys, hierdie toestand affekteer nie almal op dieselfde manier nie. Kom ons kyk 'n bietjie dieper na die demografie. As ons die syfers in die VSA bekyk, is daar 'n duidelike patroon. Die data wys dat Afro-Amerikaners die hoogste voorkomsyfer het, gevolg deur blankes. Die syfers vir Hispaanse en Asiatiese Amerikaners is dan weer aansienlik laer. So, wat sê dit vir ons? Dit lyk of etnisiteit 'n beduidende rol speel in 'n persoon se inherente risiko. Maar buite etnisiteit is ouderdom waarskynlik die heel grootste faktor. Die risiko vir VTE skiet letterlik die hoogte in soos ons ouer word. Dit kan tot 30 keer hoër wees vir 'n 80-jarige as vir 'n 30-jarige. Dis 'n massiewe toename. Daar is ook 'n klein maar merkbare verskil tussen die geslagte. As ons vir ouderdom aanpas, wys die data dat mans 'n effens hoër risiko het, 134 gevalle per 100.000 teenoor 115 vir vroue. Goed, nou weet ons wie die meeste in gevaar is. Kom ons praat nou oor die hoekom. Wat is die spesifieke snellers in ons lewens wat kan lei tot die vorming van so 'n gevaarlike bloedklont? Om te verstaan hoekom klonte vorm, gebruik dokters al lankal 'n klassieke model wat bekend staan as Virchow se triade. Dit klink ingewikkeld, maar dit is eintlik heel eenvoudig. Dit sê daar's 3 hoofoorsake. 1. Stadige bloedvloei. 2. Skade aan die aarse wand. Of 3. Bloed wat om een of ander rede te maklik klont. Byna elke risikofaktor wat ons ken, pas in een of meer van hierdie boksies. Nou ja, daardie 3 faktore klink dalk 'n bietjie akademies, maar hulle het baie werklike alledaagse implikasies. Wat my by hierdie vraag bring, kan iets so doodgewoon soos jou volgende vakansie jou dalk in gevaar stel? Die kort antwoord is ja, absoluut. Jy het seker al gehoor van die sogenaamde ekonomieklas-sindroom. Dis presies waaroor dit gaan. Wanneer jy vir ure aan een in 'n beknopte vliegtuigstoel sit, kan die bloedvloei in jou bene drasties vertraag. En dit, my vriende, is venese stase. Faktor nommer 1 van Virchow se triade in aksie. Aan hierdie grafiek wys dit onomwonde. Die risiko is nie dieselfde vir 'n kortsprong na die Kaap as vir 'n lang vlug oor see nie. Vir vlugte wat langer as 5000 km is die frekwensie van 'n ernstige pulmonale embolisme 'n skokkende 150 keer hoër. Afstand en dus tyd maak 'n reuse verskil. Maar buite lang afstandreise lê die grootste snellers in die mediese wêreld. Dink aan dinge soos hospitalisasie, 'n groot operasie, ernstige trauma na ongeluk of selfs 'n kankerdiagnose en die behandeling wat daarmee gepaard gaan. Enige van hierdie kan jou risiko vir DVT dramaties verhoog. En kyk net hierna, hierdie syfers wys presies hoe drasties daardie risiko toeneem. Hospitalisasie met onlangse chirurgie verhoog jou kans byna 22voudig. Selfs 'n kankerdiagnose sonder chemoterapie verhoog dit 4voudig. Dis presies hoekom hospitale so ongelooflik gefokus is op die voorkoming van DVT by hulle pasiënte. En daardie fokus op voorkoming of profilakse, soos die dokters dit noem, werk regtig.
In 'n intensiewe sorgeenheid, byvoorbeeld, waar pasiënte op hulle kwesbaarste is, kan die DVT-syfer so hoog as 32% wees as niks gedoen word nie. Maar met voorkomende maatreëls, soos bloedverdunners, daal daardie selfde syfer tot so laag as 10%. Dit is 'n massiewe verskil wat letterlik lewens red. En dan is daar natuurlik ook ander, meer algemene risikofaktore buite die hospitaal se mure. Swangerskap en die tydperk net na geboorte kan jou risiko tot 10voudig verhoog. Hormoonterapie, as jy al voorheen 'n klont gehad het, en selfs spatare, veral as jy jonger as 60 is, speel alles 'n rol. Die sleutel hier is om jou eie unieke risikoprofiel te verstaan. Goed, maar wat gebeur as 'n klont ten spyte van al die voorsorgmaatreëls wel vorm? Gelukkig het ons liggame 'n ingeboude herstelproses. Kom ons kyk gou hoe dit werk en wat die langtermyn vooruitsigte is. Die liggaam spring dadelik aan die werk om daardie klont af te breek. Dis 'n proses wat ons rekanalisasie noem. Binne net 1 week sien ons al by byna die helfte van pasiënte dat die aar weer begin oopmaak. Na 3 maande is daar by almal ten minste 'n mate van heropening, maar volledige herstel, dit vat tyd. Net 'n bietjie meer as die helfte van pasiënte se klonte is na 9 maande heeltemal weg. Dis ook belangrik om te onthou dat 'n DVT nie altyd 'n eenmalige gebeurtenis is nie. As ons oor 'n tydperk van 10 jaar kyk, sal ongeveer 30% van mense wat 1 VTE gehad het, ongelukkig nog 1 kry. Dit wys net hoe belangrik langtermynbestuur en voortgesette bewuswordheid is. En al hierdie inligting wat ons vandag bespreek het, bring ons by een laaste, maar absoluut deurslaggewende punt: bewustheid. Om hierdie risiko's te verstaan, is nie net 'n interessante akademiese oefening nie, dit kan 'n lewensreddende impak op jou gesondheid hê. 26%. Dink vir 'n oomblik net aan daardie syfer. Dit is die voorkoms van pulmonale embolisme wat gevind is in lijkskouingsstudies van gehospitaliseerde pasiënte oor 'n tydperk van 30 jaar. Die skrikwekkende deel: baie van hierdie gevalle is waarskynlik nooit gediagnoseer terwyl die persoon nog gelewe het nie. En dit, regtig, is die kernboodskap. Hierdie aanhaling uit die bronmateriaal som alles perfek op. VTE is een van die mees algemene voorkombare oorsake van dood in hospitale. En die sleutelwoord daar, die een wat ons moet onthou, is voorkombaar. En dit laat ons met 'n laaste kragtige vraag. As ons weet hierdie is een van die mees algemene voorkombare oorsake van dood, dan lê die verantwoordelikheid nie net by dokters en hospitale nie, maar by elkeen van ons. So wat kan ek en jy doen om die bewustheid te skep en die nodige stappe te neem om dit wat voorkombaar is te voorkom?